Maar ek is twee sterkspanne. Dit is die eindstryd van dis die Investec Europese kampioenskap. Mens moet nou vertaal natuurlik, maar dis die beste van Europa. Twee beste spanne waarskynlik op vorm ook. Leinster wat speel teen die Bordeaux Bengals wat die verdedigende kampioen is. Een ding wat wel die oog gevang het, ons het meer bewus van wat Leinster doen as wat Bordeaux doen as gevolg van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Maar Leinster het begin momentum kry nie. Hulle is 'n span wat 'n goeie vorm wys. En dis die een ding, wanneer ons as Suid-Afrikaanse spanne deel geraak het van die Verenigde Rugby Kampioenskap, was daar spesifieke spanne waarvoor jy eintlik uitgekyk het. Munster en Leinster was bo in die lys van al die spanne op die tonge. En Leinster wys dat dit 'n span is met baie diepte in hulle groep. Hulle kan voorberei vir twee spesifieke kompetisies en hulle maak dit in uitspelrondes. Dit terwyl ons al vrae gehad het 'n week of twee terug en gesê het, die Suid-Afrikaanse spanne kry hulle op 'n regte tyd, want vir watter kompetisie berei hulle voor. Hier is 'n span in Leinster wat bewys dat ons kan voorberei vir beide hierdie kompetisies. So dit spreek boekdele van een, die krag in Ierse rugby, en twee, die diepte. Daar was al goeie wedstryde gewees. Ek weet spanne soos Bath het ook baie goed gedoen, ongelukkig goeie in die eindstryd te wees nie. Maar dis amper die so 'n toonbeeld van die beste van Ierland en die beste van Frankryk. Daar's minder internasionale spelers deesdae na spanne as wat dit 5 jaar terug was. Maar Bordeaux Bengals doen iets en hulle het goeie diepte, maar Franse rugby is ook gesond. Veral as jy in Frankryk speel. Hierdie is neutrale veld in Spanje. Ja, en wat vir my die ironie van dit is soos jy vroeër gesê, die verdedigende kampioen, die Bordeaux span is so 'n bietjie een van die spanne wat amper onder die radar vlieg in terme van name wat jy dophou. Ons het vroeër gepraat van Ierse spanne wat dadelik op die tong is, en Bordeaux is een van daai spanne wat nie dadelik top of mind spring nie. Jy kyk spanne soos Montpellier, Stade Francais, al daai spanne, maar Bordeaux doen iets reg. En ek wonder of dit nie die span is in Frankryk wat die naaste in terme van hier by ons plaaslike verwysing nou die Lions is. Dis 'n span met baie minder ontwrigting in terme van geweldig baie Franse verteenwoordigings wat uit is vir 6 nasies en al daai goeters. Dis 'n span wat eintlik baie close-knit is, as ek die Engels nou kan gebruik, en ek dink dit dra by tot die sleutel van hulle sukses. So laaste vraag, Leinster speel nou baie rugby, en hulle moet nou, as hulle klaar die eindstryd gespeel het, moet hulle 3 wedstryde, as hulle aanhou wen, speel die Verenigde Rugby Kampioenskap, soos 4 wedstryde in 'n ry. Dit vra my baie vir 'n span, en dink julle gaan dit kan regkry om 4 naweke in 'n ry die beste spanne te kies, want hulle sal ergens dalk so 'n bietjie moet opwissel. Maar ek dink vir komende naweek is dit die beste manne draf uit. Ja, en ek dink met 'n uitsondering van hierdie wedstryd waar hulle op 'n neutrale veld in Spanje speel, het Leinster nog 'n voordeel gehad van tuisveldwedstryde. Ek dink dit is van kardinale belang, veral in hierdie vlak waar jy is in kompetisies. So ek dink as Leinster dit reg kan kry om net te bly by hulle struktuur, en as hulle nie gepla word deur onnodige beserings of kaarte in een van hierdie kompetisies wat verhoed dat spelers beskikbaar is nie, dan dink ek gaan Leinster verseker 'n impak hê en altyd so half rek na een of ander trofee toe.